Goeiemôre, baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net die hoofde saam in gebed. Here, baie dankie vir die woord wat ons saam kan lees en oordink onder leiding van die Gees. Amen. Paulus teken vir ons op 1 Korintiërs 5 vers 1 tot 5. 'n Mens hoor werklik van onsedelikheid onder julle, en dan nogal onsedelikheid van so 'n aard as wat selfs onder die heidene nie voorkom nie. Naamlik dat 'n man en sy stiefma as man en vrou saamleef. En dan verbeel julle nog, julle is beter as ander. Moes julle nie liewer daaroor getreur het nie. So sou julle die man, wat so iets gedoen het, uit julle kring verwyder het. Wat my betref, al was ek nie persoonlik by julle nie, was ek tog in die gees daar, asof ek werklik daar was. Het ek oor die man wat so iets gedoen het, reeds in die naam van ons Here Jesus tot 'n besluit gekom. Julle daar, en ek in die gees teenwoordig, saam met die krag van ons Here Jesus, het vergader om hierdie man aan die Satan oor te gee. So sou sy sondige aard vernietig word, sodat sy gees gered kan word op die dag wanneer die Here kom. Paulus spreek die kerk aan oor hul arrogansie en verdraagsaamheid teenoor sonde, in plaas daarvan om dit te betreur en deur dissipline aan te spreek. Aan die een kant bied verdraagsaamheid die geleentheid vir berou en herstel. Dit help om 'n veroordelende gesindheid te vermy, en dit bou ook eenheid en deernis op in die geloofsgemeenskap. Maar aan die ander kant bring dit uitdagings mee, soos morele kompromie en geestelike agteruitgang, ondermyning van kerklike dissipline en ook verdraaiing van God se genade. Paulus se leer weerspieël 'n balans tussen waarheid en genade. Terwyl die kerk geduld en deernis moet betoon, moet daar ook 'n baie duidelike grens wees wanneer sonde die heiligheid en die getuienis van die geloofsgemeenskap bedreig. Sy opdrag om hierdie man aan die Satan oor te lewer, het die persoon se uiteindelike berou en redding eerder as blote straf as doel. Vandag hierdie twee vrae. Is daar 'n area waar ek en jy te verdraagsaam teenoor sonde is? Het sy in jou eie lewe of in jou gemeenskap? En hoe kan jy beide waarheid en genade betoon aan diegene wat besig is om met sonde te worstel? Kom ons buig die hoofde saam. Here, help ons asseblief om 'n balans tussen waarheid en genade te handhaaf in ons omgang met onsself en ook met mense. Amen.